Seënbede. Ons lees Hebreërs 13 vers 20 tot 25. Aan die begin van die Hebreërbrief het ons gekyk na die noodsaaklikheid van vernuwing. Ons het ook gesien hoeveel pyn vernuwing vir 'n mens kan bring, omdat jy swaar sug wanneer jy van 'n ou bagasie ontslaaf moet raak. Dink maar aan die pyn wanneer jy skielik besef dat 'n sentimentele ding waarmee jy jou hele lewe lank saam geleef het, skielik moet weg, want daar is nie meer plek daarvoor nie. Ja, ek het self ook al lang trane gehuil oor niks werd goed, wat vir my slegs sentiment inhou en niks meer nie. Goed, wat net ek alleen sal waardeer, en waarby niemand anders te gaan baat vind nie. Maar dan het ek ook terselfdertyd die wonderlike bevryding beleef, wanneer hierdie ou goed van jou skouers af is, weg, sodat jy dit nooit ooit weer in die hande kan kry nie. Soms voel ek half jammer daaroor, maar die skielike vryheid is wonderlik. Ja, ons kyk terug na die verlede met groot nostalgie, as die goeie ou tyd, toe alles soveel beter en mooier was as vandag. Maar ons vergeet maklik van die slegte dinge uit die verlede, en nou sien ons slegs die mooi spitse van die toentertyd raak. En ons raak terselfdertyd warm onder die boortjie oor die slegte dinge waarin ons vandag onderworpe is. As ons egter 'n lysie gaan opstel, dan sal ons baie gou agterkom dat die hede, selfs na al die vernuwings, glad nie so sleg is nie. As ek maar terugdink aan my nostalgiese jong dae, dan wil ek graag die opwinding van jonk wees onthou, die berge wat ons uitgeklouter het en al die lekker dinge wat ons saam gedoen het. Maar dan ril ek as ek terugdink aan my geestelike lewe, 'n lewe waarin ek wel betrokke was in die kerk, maar nooit werklik die Jesus van die kerk geken het nie. Nou het ek dalk nie meer die opwinding van jonk wees nie, maar die opwinding wat Jesus my gee is 10 keer groter as wat ek ooit sou kon kry in my prille jeug. Die afgelope paar jaar het daar nuwe waardes in my lewe gekom, en ek geniet dit terdee. Nadat ons 'n paar jaar gelede deur 'n reuse finansiële krisis gegaan het, het die Here vir my nuwe deure oopgemaak, wat my talle geleenthede bied, vrede gee. Hy het my alreeds vrede gegee oor dinge wat ek moes agterlaat, en nou gee hy my vrede oor 'n moeilike taak, wat soms op my skouers lê, uitdagings, wat dikwels soos reuse berge voor my uittroon. Die tweede wonderlike ding wat ek hier lees is, dat ek nie alleen staan in die taak nie, want Jesus is daar vir my, reg langs my. Nie alleen is hy uit die dood teruggebring nie, so lees ons in vers 20, ja, hy leef, maar hy is ook die groot herder van sy kudde. Wie is die kudde? Ek en jy, die gelowiges. As herder weet hy dat hy my op die regte pad sal lei en my bring waar hy weet die beste weiveld is. Lees gerus maar weer 'n slag Psalm 23. Hierdie vernuwing in my lewe het alreeds 'n geweldige groot klemverskywing gemaak, van een waar ek self koning gekry het, dikwels met tragiese gevolge, na een waar ek my laat lei deur die herder en waar ek veilig is in sy kudde. Hierdie seënbede hou egter nie daarop nie. In vers 21 lees ek ook dat God my die nodige toerusting gee vir die taak. Hy rus my toe met alles wat goed is, sodat ek sy wil kan doen.
aldus die Hebreërskrywer. Is dit nie wonderlik nie? Ja, natuurlik is daar 'n verantwoordelikheid op myself om my te laat toerus. Ek kan nie maar net terugsit en sê, God rus my mos toe nie. Ek moet sy toerusting soek en dit my eie maak. Maar die feit is dat ek die heel beste leermeester het wat jy kan kry. Die vraag is, wat behels hierdie toerusting? Waarheen lei dit uiteindelik? Die antwoord is heel eenvoudig. Ons moet aan die einde van die dag vir God aanneemlik wees. Nie volgens menslike standaarde nie, maar volgens God se standaarde. Ek moet dus geleenthede aangryp waar ek geestelik kan groei. Bybelskool, Bybelstudiegroepe en so voorts. My gebed vir jou aan die einde van die Hebreërbrief is ook wat die skrywer sy lesers toebid, dat jy jou sal laat toerus deur die een wat alles weet van toerusting. Verder, dat jy die verlede sal agterlaat en sal nastreef om aanneemlik gemaak te word vir God. Onthou, dit gaan nie oor ons nie, maar oor hom alleen, want aan hom behoort eerlik tot in alle ewigheid. Die skrywer sluit af met die wonderlikste troostwoord van alle tye. Die genade van God sal by julle almal wees. Mag jy vandag ook op 'n baie tasbare wyse die genade van God ondervind. Amen. Kom ons bid. Here, ek bid vanoggend dat u wonderlike genade en vrede sal rus op elkeen wat hierdie dagstukkie lees. Amen.